Here kan. Ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, en soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. Wie kan die wentelbane vashou? Wie kan die sterre laat verskiet? Wie kan die lewe werk? Ons gesels vandag oor teologie van wonderwerke. Ons teksgedeelte, Handelinge 5, vers 12 tot 16. Maar voordat ek lees, kom ons sluit die oë in gebed. Ons Heer, ons Koning, Jesus Christus, Here, dankie vir die geleentheid so, en dankie dat ons versaam kan wees in die Gees, en ook so rondom die woord. Seën ons asseblief nou in die lees van die woord, seën die prediking, en dat daar ook goeie vrug so op die arbeid sal wees. In naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. Handelinge 5, vers 12 tot 16. Ek lees uit die letterlike vertaling, vers 12. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. En daar was niemand van die ander wat het gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee, op iemand van hulle sou val. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was, en hulle is almal genees. Tot sover. Ek herhaal vir ons vers 12. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind, en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. Tot sover. Nou geliefdes in die Here, ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor 'n teologie van wonderwerke. Beginsels in skrif wat natuurlik handel oor wonderwerke, soos hierdie teksgedeelte wat ons ook nou natuurlik hier gelees het. Nou vriende, ek wil graag so begin met die vraag wonderwerke. Is dit waar wat die skrif getuig? Soos ons nou ook gelees het. Ons het hier gelees van tekens, wonders, genesings, bevrydings en so meer in hierdie teksgedeelte. Is dit waar wat skrif getuig, of is dit maar net in die skrif? Ou Testament, Nuwe Testament is vol wonderwerke wat plaasvind. Is dit maar net iets wat ons lees in die skrif, of is dit iets wat nog steeds vandag gebeur? En as ons sê wonderwerke gebeur nog steeds vandag, hoekom beleef almal dit nie? Wat gaan aan? Dis asof sekere mense dit beleef en anders sê net, nee, dit is nie, dit kan nie. Dit ontken, dit glad nie beleef nie. Hoekom beleef seker is dit? Hoekom beleef ander dit nie? Help my gou, het God wit broodjies? Nee, God het nie wit broodjies nie. So dis nie die rede nie, hoor. God het nie wit broodjies nie. Nou, ek dink veral daar's twee algemene redes hoekom mense nie wonderwerke miskien so beleef vandag nie. Twee algemene redes. Die eerste rede is daar's 'n gebrek aan kennis rondom wonderwerke. Daar's 'n gebrek van kennis rondom die waarheid. Daar's 'n onkunde, daar's 'n misleiding wat besig is om plaas te vind. Dat mense sê, maar wonderwerke kan nie vandag nog steeds gebeur nie. Dit was maar net in die skrif. So gebrek aan kennis, dink ek, is die een groot rede. En natuurlik die tweede rede wat saam met dit ook gaan, is mense glo nie meer in wonderwerke nie. Mense glo nie meer die waarheid nie. So ons het aan die een kant die gebrek aan kennis
En aan die ander kant het ons 'n element van ongeloof, dat mense glo nie meer in die waarheid van wonderwerke nie. Nou soos ek gesê het, vandag gaan ons kyk na sekere skrifbeginsels en skrifwaarhede rondom wonderwerke, 'n teologie van wonderwerke. Nou, ek gaan eers so begin deur kennis natuurlik vir ons oor te dra. Ek wil dit net ook noem, ek gaan so vinnig verwys na 'n klomp beginsels uit skrif, so ek weet is baie inligting, en natuurlik daar's nog baie ander beginsels ook waarna mens kan kyk. Ek gebruik vandag, of hanteer vandag net van die hoofbeginsels wat ook nodig is. Nou, help my voordat ons begin. Steek gou vir my hande op. Wie van julle het al 'n wonderwerk beleef, klein of groot? Ja, prys die Here. Dis wonderlik, né? Ja, dis hoe dit moet wees, né? Ja, wonderwerke vind steeds plaas. Nou kom, ons gaan so 'n bietjie ingaan op die kennis van die waarheid rondom wonderwerke. En die eerste ietsie wat ek net so saam met u vinnig wil hanteer, is 'n groot vraag, is wonderwerke net simbolies? Is wonderwerke net simbolies? Baie mense vandag dink dat wonderwerke is net 'n simboliese ietsie. Dis net simbolies. Met ander woorde, dis net iets om 'n geestelike beginsel vir ons oor te dra. So die groot vraag is dit net simbolies? Met ander woorde, is dit net daarom 'n geestelike beginsel vir ons oor te dra? Of is hierdie wonderwerke regtig fisies? Het dit fisies gebeur? Is dit met ander woorde 'n realiteit ook? Is dit 'n werklikheid? Nou, ek wil vandag vir julle sê beide. Beide is waar. Beide beginsels is waar. Onthou dat agter 'n wonderwerk is daar altyd 'n geestelike boodskap. Agter 'n wonderwerk is daar simboliek. Daar is betekenis, daar is beginsels, daar is lesse agter 'n wonderwerk. So ja, die geestelike beginsels word nooit weggegooi nie. Maar belangrik om te besef, die ander kant is ook waar. Agter 'n wonderwerk is altyd geestelike beginsels, maar beteken dit die wonderwerk was of is nie, dat dit nie fisies was nie? Nee, dis fisies ook. Hoe weet ons dis ook fisies? Dit is eintlik baie eenvoudig. Ons het net na ons hande opgesteek, want ons beleef dit vandag nog steeds. Dit wat die woord sê, beleef ons steeds vandag. Ons beleef daai wonderwerke. Ons beleef genesings. Ons beleef bevrydings. Ons beleef natuurwonderwerke. So met ander woorde, ja, dis simbolies, daar's 'n betekenis agter dit, maar dis ook fisies. Dis ook realisties. Dis ook iets vir die praktyk. Ons kan eintlik sê dat die woord word bevestig in praktyk. En dit bring my by 'n baie belangrike saak rondom wonderwerke. Nou geliefdes, ja, ek het dit al gedeel met baie van die, aantal jare terug het ek nogal baie met die Here gestoei, soos ou Jakob van die Ou Testament. En die beginsel wat hierso in my gedagtes was, dat baie mense kom tot geloof deur die hoor van die woord. Ons weet dit, Romeine 10, né? Deur die hoor van die woord word die saad van geloof geplant. En my stoei met die Here was, maar sal meer nie tot geloof kom as hulle ook die kragtige werkinge van God beleef nie. Met ander woorde, die hoor van die woord, maar ook die woord in praktyk. Nou vriende, ek weet, u weet dit al, maar dis juis God se plan. Dis juis hoe God werk. Verskeie tekste, nou ek noem sommer net so vinnig Johannes 14 verse 10 tot 11, waar Jesus Christus sê, glo my op grond van my woorde, maar glo my ook op grond van my dade. Glo op grond van die woord en die daad. Beide van hulle. Nou ek gaan klomp verwysings vir julle so in die prediking deurgee wat net hierdie beginsel vir ons bevestig. Maar ons moet weer besef dat God is God van woord en daad. God is God van teologie en van die praktyk. Beide. Dis nie die teologie teen die praktyk nie. Hulle is saam met mekaar en hulle bevestig beide dat God leef. Met ander woorde, teologie, skrifwaarhede, maar ook praktyk. Want die skrifwaarhede raak sigbaar in praktyk.
Nou, die hele skrif is vol voorbeelde van God se woord en God se dade. Sy woorde word bevestig deur sy dade en sy dade bevestig weer sy woorde. Hierdie twee kante is daar, beide is deel van God se werking. Nou geliefdes in die Here, ons glo baie keer in die God van woord, natuurlik. Maar het is belangrik dat ons ook begin besef, maar ons moet begin glo in God van dade en werke ook. Glo ons nog in 'n God van dade, van werke, van wonderwerke, of glo ons net die God van woord, wil ek amper sê, nee. Nou, meeste mense verval omdat hulle dink dat God is beperk net tot woord. Hulle besef nie dat God se dade bewys sy bestaan nie. Dit bewys die skrif, dit bewys sy woord nie. God leef en ons beleef hom in ons lewens. So kernbeginsel, God is God van woord en daad. Beide kante. En nog iets wat ons hierso moet hanteer. En ek het die vorige keer in die laaste tyd ook baie aandag hieraan gegee, maar ek wil dit net vanmôre weer bevestig. Baie mense dink dat God het verander. Baie mense, en teoloë selfs. Teoloë wat vir jou gaan sê, hoor maar, jy kan nie staan op dit wat die skrif hier vir jou sê nie, want dit was net vir daai tyd. Ons leef nou in 'n ander tyd. Baie gaan sê, maar God werk nie meer vandag soos hy gewerk het in die tyd wat die skrif geskryf is nie. God werk vandag anders. En ons hoor hierdie redenasies baie en gereeld. Ons dink baie keer God het verander. Dat God van skrif nie vandag dieselfde werk as in skrif nie. En ek wil weer eens vir sê, dis nie waar nie. Die skrif getuig self dat God is onveranderlik. Hy is onveranderlik. Dat God het nooit verander nie. Dieselfde God van die verlede is dieselfde God vandag. Dieselfde God. Dat die God van skrif tot vandag steeds presies dieselfde is. Nou, daar is so baie tekste, vriende, ek het al in die verlede ook baie deurgegee, ek gee vir u nog tekste deur wat het bevestig, dat God verander nie. Job 23 vers 13, Psalm 89 verse 34 tot 35, Maleagi 3 vers 6, Hebreërs 1 vers 12, Hebreërs 6 vers 17 tot 18, Jakobus 1 vers 17 en nog baie. God het nie verander nie. Hy is dieselfde. Ek vra weer die vraag wat ek hierdie laaste tyd baie gevra het. As God nie verander het nie, wie het verander? Ons, daar is hy, die mens. Ons het verander. Nie God nie, ons. Ons verstaan het verander. Ons interpretasies het verander. Ons verstaan het verander. Ons geloof het verander. Ons glo nie meer in die dinge soos altyd geglo is nie. Ons verstaan nie meer die dinge soos ons dit altyd verstaan het nie. Kyk na die wêreld daar buite, kyk in die, wil ek amper sê die chaos wat in die kerk tans is, wat gaan aan? Ons glo nie meer dit wat altyd was nie. Ons het verander. Ons denke, ons emosies, ons verstaan van geestelike waarhede het verander. So weer eens, God het nie verander nie. Geliefdes, ons het verander. God is steeds dieselfde. Nou in hierdie beginsel dat God nie verander het nie, moet ons weer begin verstaan die beginsel ook, dat niks is vir God onmoontlik nie. Niks is vir God onmoontlik nie. Dis iets wat ons glo. Soveel tekste, Matteus 19 vers 26, Markus 10 vers 27, Lukas 1 vers 37, Lukas 18 vers 27 en nog baie. Al hierdie tekste beklemtoon wonderwerke. Dit beklemtoon die groot dade van God. Dit beklemtoon die bonatuurlike werke van God. En dit beklemtoon dat niks is vir God onmoontlik nie. Vir ons as mens lyk iets soms onmoontlik. Dis 'n preek wat ek nog ook wil lewer weer binnekort. Vir ons as mens kan iets nog onmoontlik wees of onmoontlik lyk, maar vir God is niks onmoontlik nie. God maak die onmoontlike moontlik. God. Niks is vir God onmoontlik nie. Hoekom kan ons dit ook sê?
Want die skrif getuig dat God almagtig is. Hy is almagtig. Soveel tekste weer eens. Nee, ons al so baie. Genesis 17 vers 1, Genesis 48 vers 3, Esegiel 10 vers 5, 2 Korintiërs 6 vers 18 en nog baie meer. God is almagtig. Almag beteken dat God die mag het om enigiets te kan doen. Dat God die mag het om enigiets te kan doen. Selfs kinders uit klippe verwek. Nee, enigiets. Nou ons bely God is almagtig. En almal van ons wat glo bely dit. En interessant, aan die een kant bely ons God is almagtig, maar aan die ander kant sê ons dat nee, God kan nie so werk nie. Nee, God kan nie dit doen nie. Aan die ander kant wil ons vir God in 'n boksie sit en sê maar God werk net so. En dis al, dis dit. Punt. Enige ander goed is nee, is net dit. Wat doen ons met God? Die almagtige wat enigiets kan doen, probeer ons as mens in die boksie plaas en inperk. En sê net dit. Net so. Nie die ander, net dit. Ons perk God in. En ons sê dat God kan net sekere dinge doen, of, wat ons baie die redenasie vandag hoor, God werk net op sekere maniere vandag. Hy werk nie meer op die maniere van skrif van daai tyd nie. Vriende, nee. God is almagtig, ver verhewe bo ons kan nie vir God inperk in 'n boksie nie. Met ander woorde, dis deur hierdie redenasie dat mense sê dat die wonderwerke het plaasgevind in skrif, maar nee, dit vind nie meer vandag plaas nie, want God werk nie meer so nie. Dis alleen. Dis nie wat skrif getuig nie. God is almagtig, ver verhewe bo alles. Nou in hierdie almag van die Here, en dis eintlik 'n wonderlike nuus vir ons as mens natuurlik, né? Ons weet dat in God se almag vind wonderwerke plaas sonder enige menslike ingrype, né? Ons weet dit, direkte wonderwerke van God sonder menslike ingrype. Maar ander wonderwerke, soos ons nou gelees het hier in Handelinge 5, onder andere, ander wonderwerke gebruik God mense as instrumente. Mense. Byvoorbeeld profete en apostels, né? Ou Testament, Nuwe Testament voorbeelde, orals. God wil sy krag en sy dade openbaar in ons en deur ons, soos hierdie teksgedeelte Handelinge 5. Maar hoekom beleef almal dit nie? Hoekom beleef almal nie hierdie, ek wil amper sê hierdie wonders in ons, deur God se almagtige werkinge in en deur ons? Hoekom beleef almal dit nie? My vermoede is weer eens as gevolg van onkunde. Onkunde oor ons as instrumente in God se hande. Nou ek wil nou die res van hierdie beginsels uitbrei hierop. Ons het gekyk na God se karakter, God se direkte wonderwerke direk in homself, en nou gaan ons 'n bietjie aandag gee aan God se wonderwerke deur mense, ons as instrumente, want daar's klomp beginsels wat ons daar ook moet begin leer ken en besef. So kom ons brei 'n bietjie uit op die gedagte van ons as instrumente in God se hande, waardeur wonderwerke plaasvind. Ek dink een van die onkundes, of groot onkunde wat daar heers, gaan oor die vuur of die krag van die Heilige Gees. Al baie daaroor gesels saam met julle ook, en ek wil dit net weer eens bevestig. Met die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, wat het verskyn bo die apostels se koppe? Vuur, as hy, tonge van vuur, dat vuur verskyn, né? Vuur op die koppe. En interessant, na Handelinge 2, met die uitstorting van die vuur van die Gees, het daar ewe skielik begin wonderwerke plaasvind deur die apostels. Petrus preek en 3000 kom tot bekering. Genesings, bevrydings, kragtige werkinge wat plaasvind na die uitstorting van die vuur van die Gees in Handelinge 2. Nou ek weet, dit is 'n baie snaakse beginsel, die vuur, almal ken nie die vuur nie. Waaroor gaan dit nie, né? Ek verwys net gou vinnig terug na Handelinge 1.
In Handelinge 1 verwys Christus na die gawe wat die apostel sal ontvang deur die Heilige Gees. Vers 4, 'n gawe. En dan praat Christus 'n bietjie later en sê, die krag wat julle sal ontvang deur die Heilige Gees. Vers 8, 'n gawe, 'n krag, 'n vuur. Die klembord is hier gelê in hoofstuk 1 ook as 'n voorbereiding vir hoofstuk 2. 'n Klem op die gawe en die krag van die Gees wat sal plaasvind met die uitstorting. Geliefdes in die Here, die Heilige Gees, die Gees van God, die almagtige wonderwerkdoener vir wie niks onmoontlik is nie. God se Gees word aan ons gegee, is in ons. Die krag van God is in ons. Jy sien, die Heilige Gees word geassosieer met krag. Is jy net, ek wil amper sê, ag ja, ek het die Gees van God nie. Ek het die Gees van God, die almagtige, is in my. Besef ons dit. Die Heilige Gees word geassosieer met krag. Byvoorbeeld bekende teks, net 2 Timoteus 1 vers 7. Dat die Heilige Gees is nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, van liefde en natuurlik van selfbeheersing. Krag. Met ander woorde, geliefdes, sonder die vuur van die Gees, of kom ons noem die vuur die krag van die Heilige Gees, sal ons as instrumente nie kragtige, goddelike werke kan doen nie. Sonder die Gees is dit onmoontlik. Ek gaan Paulus as voorbeeld gebruik. Hierdie was nogal fascinerend ook en u kan gerus dit gaan opvolg. Paulus as voorbeeld, ek gebruik 2 tekste. Die eerste een is in Handelinge 9 vers 22. Wat sê dat Paulus het krag ontvang en al meer bewys dat Jesus die Christus is. Paulus het krag ontvang. Dynamies, krag. En deur die krag en die kragtige werking het al meer mense tot geloof gekom in Jesus Christus. Onthou wat ons net gesê het, God is God van woord en daad. Hy bewys homself deur die woord en daad. Paulus was nie net 'n verkondiger van die woord nie, hy was 'n doener van die kragtige dade van God ook. En daardeur het die bewys al meer gekom dat Jesus is die Christus. Wat 'n bietjie verlore geraak het in die kerk vandag, nê? En kyk hierdie enetjie, Romeine 15 vers 18 tot 19. Romeine 15 vers 18 tot 19. Waar Paulus self skryf en praat van sy bediening. En dan sê hy, sy bediening is om heidene tot bekering te bring, deur woord en deur daad, deur die krag van wonders en tekens en deur die krag van die Gees van God. Daar sê Paulus dit self, direk. Hy sê, dis my roeping. Dis my roeping. Om heidene tot bekering te bring deur woord en daad, deur die krag van wonders en tekens en deur die krag van die Gees van God. Dis 'n element wat verlore geraak het in ons as gelowiges vandag. Besef ons dit nie? Besef ons nie dat die wonderwerkdoener het sy Gees vir ons gegee waardeur kragtige werkinge plaasvind, wonders plaasvind, tekens plaasvind. Die krag van die Gees, die vuur van die Gees is in ons. Besef ons dit. Nou geliefdes, saam met dit ook die vuur van die Gees, en die mens kan baie daaroor gesels, ek sal graag nog baie wil opvolg weer hieroor, maar kom ons gaan na die volgende beginsel, en dit is die beginsel van autoriteit. Autoriteit, ons ken dit, gekoppel aan die vuurdoop is ook autoriteit in Christus, gesag in Christus. Baie gelowiges besef nie dat Christus se gesag, Christus se autoriteit word aan hulle geskenk nie. Dat God se gesag, God se autoriteit, sy krag, sy heerskappy, sy oorwinning is in hulle nie. Ons besef dit nie. Baie keer as ons sê maar ons glo, dan glo ons net in Christus se verlossing aan die kruis. Punt. Dankie tog, my sondes is vergewe, dankie tog, ewige lewe, punt. Vriende, daar is baie meer. Christus het opgestaan. Ons weet dit, Christus het die oorwinning behaal. Die Gees word aan ons gegee in vuur en krag.
Met ander dit wat Christus bewerkstellig het, word aan ons gegee. Christus se oorwinning word aan ons geskenk. Christus se gesag oor alles word aan ons geskenk. Sy krag, sy heerskappy word aan ons geskenk. Wanneer jy besef dat Jesus Christus se autoriteit aan jou gegee word, vind kragtige dade plaas, wonderwerke begin plaasvind. Die Here het byvoorbeeld sy disippels bemagtig met autoriteit, sodat wonderwerke kan plaasvind. En daai selfde magtige autoriteit waardeur die Here die disippels bemagtig het, daai selfde bemagtiging vind vandag nog steeds plaas. Het word vandag nog steeds aan ons geskenk. Nee, Efesiërs 1 vers 15 tot 23, veral verse 19 tot 20. Paulus se gebed dat ons geopende oë van die verstand kan kry, sodat ons kan verstaan die krag van God wat in ons werk. Dis Paulus se gebed. Mag ons besef, die krag is in ons. God bemagtig ons. Ons het autoriteit, ons het heerskappy, ons het oorwinning in Christus. Nee, Romeine 8, Filippense 4, klomp wat het bevestig. So aan die een kant kry ons hierdie opdrag van die Here af. En sê, hoor hierso, wees my getuies, deur woord en deur daad. En aan die ander kant, byvoorbeeld Markus 16, vers 15 tot 18, die opdrag van autoriteitswerke vir die disippels. En aan die ander kant kry ons dit as 'n gawe, as 'n geskenk van God af. God gee dit vir ons. God bemagtig ons met dit wat ons nodig het, sodat ons roeping in woord en in daad kan uitleef. God sê nie met ander woorde net vir jou, hey, gaan doen dit, maar jammer, doen dit self nie. God sê vir jou, doen dit, maar ek gee vir jou wat jy nodig het om dit te doen. En dis die wonderlike. So ons het 'n opdrag, maar is ook 'n gawe. 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11. 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11 gaan lees, daar word weer bevestig van die gawe van kragtige dade, van wonders. So ek wil dit weer eens net vir ons bevestig. God is die wonderwerkdoener. Maar die wonderlike is, die wonderwerkdoener wil ons as instrumente gebruik om ook hierdie wonders te kan doen. Hoekom? Vir onsself? Nee, vir God. Vir God se eer, wil en koninkryk, nee? Maar ons besef dit nie. Ons besef nie ons potensiaal as instrumente in die lewende Heer se hande nie. So dis 'n opdrag, maar dis ook 'n gawe. Nou saam met dit wil ek natuurlik ook vinnig stil staan by gebed. Gebed is belangrik in wonderwerke. Maar daar's ook groot onkunde oor gebed. Nou, het al in verlede hieroor gepraat, ek bevestig het weer eens net, Jakobus 4, verse 2 tot 3, wat sê, julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Wat beteken dit? Ek weet as mense dit lees, dan dink hulle dadelik, o jene, nou gaan ek liever nie bid nie. Nee, bid. Wat Jakobus net vir ons wil oordra is, God gee vir ons beginsels in die skrif rondom gebed. God leer ons deur die woord hoe om te bid. Ons probleem is, ons gebruik dit nie. Ons gebruik dit nie. So wanneer Jakobus sê ons bid verkeerd, dan bedoel Jakobus eintlik, hoorie, maar ons gebruik nie hierdie beginsels wat God ons leer nie. Ons gebruik ons gebede net as 'n tradisiekie of 'n ritueeltjie of mooi woordjies of wat ook al die geval is. Maar ons gebruik nie die beginsels wat God vir ons sê nie. So moet julle bid. Ons doen nie wat God ons leer oor gebed nie. En die gevolg is, ons sien nie vrug op die gebedslewe nie. So asseblief, die stelling is nie daar om jou te keer om te bid nie. Bid. Praat met die Here soos jy is, natuurlik. Maar wanneer jy gaan begin om skrifbeginsels in te bring in jou gebedslewe, begin daar kragtige dinge deur die gebed plaasvind. En dis waarop ons moet staan. Nou, ek gebruik 'n eenvoudige voorbeeld. Matteus 6, ons ken nie Onse Vader, né? Maar die Here sê, so moet julle bid, né?
Nou, ons kan die hele Onse Vader uit mekaar haal en al die beginsels uithaal, maar ek wil net vandag veral weer klem laat val op die 5 filters van gebed. Met ander woorde, dinge waardeur jy jou gebedslewe filtreer. En die beginsels is punt 1 geloof. Wanneer ek bid, glo ek wat ek bid, want God se woord sê dit, ek glo dit. Geloof. Punt 2 opregtheid. Bid in opregtheid. Jy kan nie voorgee voor die Here nie. Die Here sien jou hart. Bid in opregtheid. Die volgende ene keer natuurlik God se eer. Wat ook al jy bid, is dit vir God se eer. Die ander ene keer is natuurlik God se koninkryk. Is dit wat ek bid ter uitbou van God se koninkryk, of is dit maar net die eie ek self deel? So God se eer, God se koninkryk en laastens natuurlik God se wil. Om te bid volgens God se wil. En God se wil ken ons as hartsverlange. Met ander woorde, wat is God se begeerte? Dit gee hy vir ons direk in skrif. Ons sien God se begeerte om dit te begin bid. En aan die ander kant om ook te bid natuurlik dat God se raadsplan sal geskied. Daai kettingreaksie van gebeurtenisse wat lei tot die volgende gebeurtenisse, nee, God se wil. So vriende, eenvoudige beginsel. Bid, skrif, beginsels. Gebruik skrif beginsels in jou gebedslewe en jy gaan die vrug sien. Onder andere geloof, opregtheid, God se eer, wil en koninkryk. Maar daar's nog hoeveel ander, né? Jakobus 5 vers 13 tot 18. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Was krag. En u kan gerus weer gaan lees Jakobus 5 vers 13 tot 18, dan gebruik Jakobus Elia as voorbeeld. Elia wat gebid het dat dit nie moet reën nie en toe reën dit nie. En toe het Elia weer gebid dat dit moet reën en toe reën dit. Krag in gebed. Maar gebruik die beginsels wat die Here vir ons gee rondom gebedslewe. En vriende, laaste beginsel vir vandag, of sal ek sê toepassing, ons het baie ingegaan op die kenniselement, verskillende beginsels, ek weet is baie inligting, volgende week verskyn die preek op YouTube, jy kan gerus om weer deur gaan kyk hierdie gedeeltes, maar ek wil afsluit met hierdie groot gedagte, kennis sonder geloof. Ons kan aangaan oor skrifwaarhede, kennis, beginsels oor wonderwerke, daar is nog baie. Maar geliefdes, wat help dit ons uit die kennis? Maar ons glo dit nie. Wat help dit? Wat help dit ons? Ons verstaan al hierdie dinge, ons het al hierdie dinge nou geleer, ons het hierdie kennis, maar ek wil eintlik sê, so what? Ons glo dit nie. Wat help dit? Ons het nie 'n geloof in 'n God van wonders nie. As jy nie gaan glo in 'n God van wonders, gaan jy nie wonders beleef nie. Jy gaan nie. Mense vandag, ons moderne mense, glo nie meer in die God van skrif nie. Hulle dink die God van die Bybel het verander. Hierdie God waarvan ons lees hier is nie meer dieselfde nie. Dis wat mense dink en glo. Ek wil amper sê baie aanbid 'n God, maar hulle ken miskien nie die werklike ware God van die skrif nie. Hulle ken nie meer die onveranderlike wat homself openbaar in woord en in daad nie. Ons mense glo nie. Ons glo nie wat ons lees nie, ons glo nie wat ons hoor nie, ons glo nie wat ons sien nie. Ons glo nie meer in die wonders nie. En dan gaan jy nie beleef nie. Die wêreld op buite sê, jy moet sien om te glo. Die skrif sê, jy moet glo om te sien. Jy moet eers glo, dan gaan jy sien. Nie soos die wêreld, jy moet sien, ja, en dan kan ek het glo nie. Nee. Jy moet glo om te sien. Johannes 20 vers 26 tot 31 en verskeie ander tekste wat dit vir ons beklemtoon. Mense in ongeloof sukkel om te sien. Matteus 12 vers 38 tot 42. Mense se oë is geestelik blind. Hulle het 'n sluier oor hulle verstand. 2 Korintiërs 3 en 4. Geloof is die eerste belangrike element in wonderwerke.
Matteus 17 vers 14 tot 20, Hebreërs 11 vers 6 en so meer. So ek wil weer eens dit beklemtoon, mense glo nie meer in die skrif nie, hulle glo nie meer in die waarheid nie, hulle glo nie meer in wonders nie, hulle glo nie dat God die God van woord en daad is nie, hulle glo nie dat God die onveranderlike is nie, hulle glo nie meer dat God almagtig is nie, hulle glo nie meer dat vir God niks onmoontlik is nie. Hulle glo dit nie meer nie. En daarbij glo mense nie meer dat God mens as instrumente gebruik om wonders te doen nie. Glo nie meer dat God mense toerus met autoriteit, met vuur, met wapens, met gawes, soos gebed of geloof en kennis en alles nie. Dat God vir ons alles gee wat nodig is vir ons roeping nie. Mense glo dit nie meer nie. Sonder 'n geloof in 'n teologie van wonders sal jy nie wonders beleef, ervaar of sien nie. Ek sê dit weer, sonder daai geloofselement gaan jy niks beleef nie. En daarom vra ek, en ek sluit af net met hierdie woorde, ken die waarheid. En belangrik, glo die waarheid. Ken die waarheid van 'n God van wonders en glo weer in 'n God van wonders. Amen. Kom ons sluit die oë. Ek doen graag vir ons 'n gebed. Onze Heer, onze Koning Jesus Christus, Here, baie dankie vir al die beginsels rondom wonderwerke. Dankie Here dat ons hierdie kennis ook so kan insamel rondom die wonderwerke en dit alles so uit die Heilige Skrifte ook kan kry. Ja Here, dit wat ons alles vandag ook gesels het, dankie daarvoor. Ons weet daar is nog baie ander beginsels ook en ons vra ook so dat U ons daarin ook sal lei. Maar Here, baie dankie. Dankie dat ons weet U is die God van wonders. En Here, ek wil waarlik bid dat U ons almal sal seën met die kennis van wonderwerke, maar help ons ook om te glo in wonderwerke. Om te glo in die beginsels wat ons vandag ook gehoor het, en om daai beginsels ook so te kan gebruik in die heilige naam. Ek bid dit ook so, in die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Amen. Jy kan die storms nie beheer nie, jy kan die sonlig nooit verdoof, jy kan die branders nie beteel nie, of beveel om op te kloof. Jy kan die vis en brood vir mense nie vermeerder, of op water loop. Ons dien 'n God van wonder. Jy kan die blinde nie laat sien nie, of verlandes weer laat loop. Jy kan die doofes nie laat hoor nie, of kan jy siekes dalk genees. Jy kan 'n hart van klip nie breek met al jou woorde. Ons Here kan, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n